Hy is so vasgevang in die dinge van die wêreld in. En hy sê vir my pastor, jy moet my invite kerk toe, blanke man. Hy sê, invite my na die kerk toe, want jy gaan die verskil maak in my lewe. Die man sê vir my, wat is die probleme in sy lewe? Hoeveel dood die sigarette rook hy uit? Hoeveel biere drink hy? Maar hy sê vir my pastor, jy gaan die verskil maak in my lewe. Jy moet my invite na die kerk toe. En ek luister en hy sê, oor is vol trane. En ek besef baie kere dat ons so die genade van die Here ligtelik vat. Baie kere in die huis van die Here, kom ons na die huis van die Here toe, lukewarm. Ons kom skeefvoet na die huis van die Here. Baie keer vergeet ons evangelist, wat het jy gedoen vir ek en jy op Calvary. Baie keer vergeet ons as die Here deurkom. En hy kom magtig deur. Dan vergeet ons die goedheid van die Here. Dan vergeet ons dat die Here vir ons die job gegee. Ons vergeet dat die Here ons die genesing gegee. Ons vergeet baie keer dat die Here ons vrygemaak het van dinge wat ons bind. Dinge wat ons terughou. Dinge wat ons addictions, habits have been broken by the power of the word of the living God. En dan wat staan vir my, sê vir my, pastor, jy gaan die verskil maak in my lewe. Jy gaan die weg wys van die wil and the purpose of God for my life. Hallelujah. En dan besef vir mens, baie keer die mense in die huis van die Here, wat die Here al gedoen het vir hulle, dan vergeet ons baie keer. Hallelujah. En die Bybel sê, laat jou lig nie dim raak nie. Wanneer jou lig dim raak, dit meen jy verloor jou relationship. Jy verloor die intensity. Jy verloor die intimacy met God. Hallelujah. En dan word jy oorgegee aan jou own desires and purpose. Hy gee jou oor aan jou willigste, sê die woord van die Here. Wanneer jou lig dim raak, wanneer daar nie meer die woord van God binne in jou is nie, wanneer daar nie meer relationship met God is nie. En wanneer jou lig dim raak, dan moet jy weet, jy stap in gevaarlike territory. Evangelist, jy stap in gevaarlike territory. Nou raak jy 'n bom net vir die duivel. Die duivel sit om pepper uit. Hy sit om stringe uit om jou te vang en jou te mislei en jou mismoedig te maak. En wanneer jy geen temper, dan weet jy, gaan jou nie release nie. Hallelujah. So ek en jy moet waaksaam wees, baie kere, vir die stringe van die duivel. Ek en jy moet waaksaam wees. Hy sê, waak en bid, dat jy nie versoekingsvag kom nie. Hallelujah. Hy praat met die kerk, dat die kerk moet waak en bid. Maar baie keer raak ons mismoedig in die huis van die Here. Die gebed is nie meer die gebed wat ons moet doen nie. Ons waak nie weer nie, daarom val ons in die struike van die duivel. Halleluja, dan vra ons, waar is die Here? Maar jy vergeet om te bid en te waak en te bid. Hy sê nie net bid nie, maar hy sê ook waak. Hy sê dat die woord nie in jou mond nie gaan nie. Let this word not depart from thy mouth. Because the word of God is life, and life in abundance. Hy sê dat die woord van God nie minder raak in jou nie. Wanneer die woord van God minder in jou raak, dan binnen jy raak dim, die relationship met jou maker raak. Soos as hy sê, dit raak skering, of dit raak koud, of dit raak droog. Wanneer dit min raak, wanneer jy nie meditate op die woord of God, wanneer jy nie tyd maak om af te staan op die woord van die Here, wanneer jy net fokus op die Here dien, wanneer jy gebeur word jaar en jaar en ons sien, daar is die growth in jou in. Dan word jy nie by tyd nie, maar jy word vroeg. Hy sê, kom die tyd uit, make use of the time that God has given you. Maar wanneer jy baie kere na die huis van die Here toe kom, en jy kom hier met 'n hart van thanksgiving, en 'n hart om te worship en te adore, en te luister na die woord van die Here nie, en af te staan op die woord van die Here nie, dan mis ek en jy dit. Hy sê that this word of God do not depart from you. Die woord moog ek en jy, dit sê ek en jy.
omdat jy staan teen die wilde van die vyand, teen die wilgawe, of die attacks, of die aanslag van die duivel teen jou. But hy sê, when Satan comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. But that you meditate on the word of the living God. But that you self-position. And said, man shall not live from bread alone, but from every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. So wanneer daar temptations kom, wanneer daar temptations kom, of wanneer daar getempt word, dan moet die woord van God binne in jou is. En baie keer vat ons dit, baie letterlik. Baie keer vat ons dit casual, evangelist. Wanneer ons daar die huis van die Here toe kom, is 'n casual uitstappie wat gedoen word. Dan word jy afgestel op die woord van die Here nie. Hy sê, luister en hoor, en staan af op die woord van die Here. Wanneer jy luister na die woord, dan apply jy die woord van God in jou lewe en in my lewe. So die prediker preek ook vir die prediker en vir die audience vanoggend. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. Hallelujah. Maar die Here preek eers met die prediker voor hy die woord konvey. En sê, staan af op die woord van die Here. Wanneer jy die stem van die Here hoor, moet jy jou hart verhard nie. Maar luister, be obedient. Become a doer of the word and not a hearer. Baie keer sien ons dit woord is aan die huis van die Here, maar daar is nie doeners in die huis van die Here nie. Hallelujah. Become a doer of the word of God. So wanneer die temptations kom, wanneer die attacks kom, gaan jy staan te bly en jy net val. Soos 'n boom wat wortels nie geplant is aan die grond nie. Maar wanneer jy afstaan en die temptations kom, is dit 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte bring op sy tyd, in season en out of season, wat nie verlet nie, of wat nie uitdroog nie, of wat nie wither nie, but it stays green all the time, year in and year out. And that's the promise of God for you and for me, but I was afstaan op die woord van die Here. Wanneer ons afstaan op die woord van die Here, laat die woord van die Here nie net aan een woord uit en ander woord uit, aan die woord, ander woord uit nie. Maar soos ek gesê het, soos ek gepreek het in, laat 2 weke gelede, laat jou brain soos 'n purpose. Wanneer die woord uitgaan, laat jy die woord ontvang, en laat die woord jou word. So laat die woord jou kan sustain. In die dag van benauwdheid, wanneer er challenges kom, wanneer het moeilijk gaan, dan moet jy die woord in jou binneste het volgen. Halleluja.